Goed, middag julle. Ek wil na aanleiding van 'n paar vrae wat ek gekry het vandag en gister vir julle 'n video of 3 maak oor die rympies. En jy kan my nou nie sien nie, maar nee, die rympies in aanhalingstekens wat julle moet leer. So dit is die plekke waar hulle vir jou vra in die vraestel om dinge te beskryf waar jy of nie die regte goed gaan sê nie, of te min sê, of te veel sê, en dit op verkeerde maniere sê, en dan punte verloor wat ons nie wil hê nie. So ek het nou sommer begin met hierdie vraestel, dis die Junie vraestel van verlede jaar. En as jy gaan kyk, jy het vraag 1, vraag 2 is net al die benamings, 'n definisie, gekondenseerde vergelykings en struktuurvergelykings. Hier is 'n persentasie sommetjie wat jy die empiriese formule moet bepaal. En dan sal jou eerste langerige vraagie sal by vraag 3 wees. En die lang vraag sal hieronder wees, verduidelik hoekom die kookpunt anders is deur te verwys na die intermolekulêre kragte. Nou die hele vraag 3 gaan oor intermolekulêre kragte, soos wat ek hier geskryf het. So ek wil hom van bo af net gou vat. 'n Groep leerders het besluit om 'n ondersoek uit te voer oor die kookpunte van die eerste 3 haloalkane. So wat jy hier het, is 3 haloalkane. Ek wil dit tog hier neerskryf. Die halo, en mens kan dit definitief as een woord skryf, maar net vir 'n bietjie ekstra klem. Die haloalkane. Dis 'n klorometaan, 'n kloroetaan en dan 'n kloropropaan. En omdat jy, kom ek teken hulle gou. So hier sal 'n metaan wees, nee, met, en hy sal 'n H en 'n H en 'n H en 1 kloor. En dan kloroetaan sal so lyk. Ek sit die kloor daar, en daar is my ander H's, en vir die wat vergeet het, hier is 'n struktuurformule. En dan propaan het 3 C's, 3 koolstowwe. En nou kan by die metaan, as die kloor op enige plek is dit klorometaan. Hier, as die plek op die kloor op enige plek is dit 1 kloroetaan. Nee, as hy aan hierdie kant gestaan het, dan sou ons net van hierdie kant af die etaan benoem het. Maar nou met 'n propaan, moet hulle vir my sê waar is die kloor, en hulle sê vir ons, hy's op die eerste plek. Want dit is nie die veranderlike hier nie. Hierdie is al 3 organiese molekules wat presies dieselfde lyk. Almal het 'n kloor iewers, wat beteken dat ons dipool bindings gaan hê. Nee, hulle al 3 het dit. Maar die lengte van die kettings verskil. En nou het hulle vir ons in die vraestel gesê, hulle het daai 3 gevat, hulle het gaan kyk waar kook hulle. Die klorometaan het gekook by -24. Dit moes spesiale omstandighede gewees het. Die kloroetaan kook by 12 grade Celsius, die 1 kloropropaan kook by 46. So nou is die eerste ding, ek het vir jou in die klas gesê, kom ons hou hierdie ouetjie eers daaronder, definieer kookpunt, nee. Dis 'n algemene een. As ek nog definisies hier moes gekies het, dan sal dit wees 'n organiese molekuul, maar dit sal heel waarskynlik by vraag 2 vra. Is hierdie 'n primêr, sekondêr of tersiêre haloalkaan? Nee. Is die kloor verbind aan 'n koolstofmolekuul wat gekoppel is aan nog 1 of 2 of 3, nee, primêr, sekondêr, tersiêre haloalkaan. Wat kan hulle nog sê? Ja, en ons praat van kookpunt, so definieer die term kookpunt. Dan, daar is by hierdie hoofstuk, so vraag 3,
Vraag 4 vermoed ons gaan endo- en eksotermiese reaksies wees. Daar dink ek nie, gaan hulle vir ons ondersoeke gee nie, maar by tempo van 'n reaksie kan jy ook hierdie tipe vrae verwag. Identifiseer die onafhanklike veranderlike, so wat het ons verander, of wat het die ondersoeker verander, maar ek het nie plek gehad om dit daar te skryf nie. Het hy elke keer nog 'n kloor bygesit? Het hy verskillende halogene bygesit? Nee, wat het hy verander? Hy het die kettinglengte groter gemaak. So, by vraag 3.2.1, wat is verander? Jy kan sê dis die kettinglengte. En dis vir my die mooiste antwoord, kettinglengte. Maar jy sou ook kon sê die molekulêre massa, want dit is ook 'n ding wat verander het. Hierdie ouetjie weeg 12 plus 3 plus 35.5. En dan sit jy nog 'n C met 2 H's by. En dan sit jy nog 'n C met 2 H's by. So dis wat sit 12, 13, 14 gram per mol wat jy elke keer bysit. Maar hierdie beskryf nie vir my so mooi dat dit 'n reguit ketting bly nie. Dis nou nog 'n ander ding waarin hulle kon verander het. Hulle kon hierdie kloor daar gesit het. Hulle kon nie regtig met hierdie 3 nie, maar hulle kon die vorm verander het dat hy meer kompak is of meer reguit is nie. Kettinglengte, mooi antwoord. Wat meet ons? En ek wil nou nie alle antwoorde neerskryf nie. Ons meet die kookpunt. Ons meet nie die temperatuur nie, ons meet die kookpunt. Wat moet ons dieselfde hou? Wel, jy moet die halogeen, en as jy wil dit mooi sê, die posisie en aantal van die halogene moet dieselfde gehou word. Skryf 'n toepaslike vraag neer. Nou, hulle het hierbo semi vir ons die doel gegee. Die leerders besluit om 'n ondersoek uit te voer om die kookpunte van die eerste 3 halogene te vergelyk. So, die doel sou gewees het, en 'n doel het nou altyd 'n kombinasie van daai, om die doel is om die verband tussen, dis 'n baie goeie manier om 'n doel te begin. En ek weet ons wil die vraag hê. Om die verband tussen kettinglengte van haloalkane, om die verband tussen kettinglengte van haloalkane en hul kookpunt. Kookpunt? Ja, kookpunt. Te bepaal. En dan mits die, ekskuus, as die halogeen dieselfde gehou word. Halogeen dieselfde gehou word. Blabla. Okay. Nou, dis die doel. Onthou nou, ek het mooi gekyk, wat is die doel is om die verband tussen 2 goeders te bepaal. En die 2 goed wat ons hier het, is die kettinglengte en die kookpunt. So, om die verband tussen die kettinglengte van daai en hulle kookpunte te bepaal, en dan 'n goeie gewoonte is om die konstante veranderlike by te sit. As ek dit wil omsit in 'n vraag, dan gaan ek net sê, wat is die verband tussen die kettinglengte van haloalkane en hulle kookpunte, mits die halogeen dieselfde gehou word, vraagteken. Nee. Dis die enigste verskil. Dis regtig 'n Afrikaanse oefening om van 'n doel 'n vraag te maak. En onthou, as jy nie 'n vraagteken sit nie, trek ons 'n punt af. Dit moet 'n vraag wees. En dan moet jy die afhanklik en die onafhanklik moet jy noem. So, dan sê hulle vir ons, klorometaan is hoogs vlambaar. Skryf 'n voorsorgmaatreël neer. Nou, as jy gevra word vir voorsorgmaatreëls, moet asseblief nie sê, moenie hardloop in die vertrek nie,
moenie goeie ventilasie, nee, dis altyd 'n lekker een om te noem. Maar dit het niks met hoogs vlambaar te doen nie. Probeer dink, nee, ons wil graag intelligente antwoorde hê. Wat moet jy nie doen nie, sodat jy kan keer dat dinge aan die brand slaan? So, jy wil nie 'n oop vlam, dink ek nou, 'n oop vlam, brille, vir as dit aan die brand slaan, beskermende klere, vir as dit aan die brand slaan, wanneer jy dit verhit, in waterbad, kan 'n goeie een wees, nee. En moenie net vir my een woord skryf nie. Sit dit in 'n sinnetjie, waar jy, ons is bang dat hierdie chloromethaan kan vlam vat. So, om te verhoed dat hy vlam vat, verhit hom. Of dra beskermende brille of klere vir ingeval dit vlam vat. Nee. Maak dit mooi van toepassing, skryf 'n eenvoudige sinnetjie neer. Nee, moenie lui wees nie. Watter een van die volgende stowwe het die laagste dampdruk? So hierdie is ook belangrik. Dis 3.5. So ek gaan net hier by 3.5 die opmerking maak dat kookpunt, en ek wonder of mens dit kan sê, is omgekeerd evenredig aan dampdruk. Ek het nou nie lank hier aan gedink nie, maar as jy 'n hoë kookpunt het, het jy 'n lae dampdruk, nee? Wat is dampdruk nou weer? As ek hier 'n vloeistofie het, en hy's nog nie by kookpunt nie, nee, hy is, kom ons sê dis water, hy is nog hier by 50 grade Celsius, dan kan hier nou al van die molekules wees, wat genoeg energie het, sodat hulle kan verdamp. En as ek hierdie houer sou seël, ek sit vir hom 'n dekseltjie op, dan gaan daai damp hier versamel. Nou, as hierdie vloeistof 'n hoë intermolekulêre kragte het, so kom ek maak so, hy het hoë intermolekulêre kragte, en moet ek sê, jy mag nie hierdie afkorting gebruik in die vraestel nie. Jy moet hom ten minste een keer uitskryf voordat jy hom mag gebruik in 'n sin. As hy hoë intermolekulêre kragte het, dan sal jy 'n hoë kookpunt hê. Jy gaan baie energie moet insit vir die vloeistof om te kook, om daai bindings te verswak. En dan sal jy 'n lae dampdruk hê, want nou gaan, omdat daar sulke sterk kragte is, gaan die molekules baie energie nodig hê voordat hulle in damp in wil gaan. So hierdie twee is altyd anderste om. So wanneer jy nou hierdie vraag beantwoord, watter een van die stowwe die laagste dampdruk, dan sal jy kyk watter een het die hoogste kookpunt. Nee? En dan begin asseblief deur, hulle vra vir dampdruk. So, wat is die een, kom ons sê, stof C het die laagste, nee, jy moet skryf, laagste dampdruk, want hy die hoogste kookpunt. En dit behoort genoeg te wees. Jy sou kon sê wat beteken dat hy baie sterk intermolekulêre kragte het, en daarom gaan hy nie maklik 'n damp vorm nie, nee? Maar ek dink amper, as ek reg onthou, dit tel net 2 punte vir die antwoord en die rede. Die leerders vind die 1-chlorobutaan in die laboratorium. So, hoe sal butaan lyk? 1, 2, 3, 4, en hier is hy, en hulle het weer die chloor op die eerste plekkie gesit, 1-chlorobutaan. Hoe sal die kookpunt van 1-chlorobutaan vergelyk met, en nou kan ek hierdie ouetjie opvat, met 1-chloropropaan? Skryf slegs hoër, laer of gelyk aan. Nou wat verwag ons? Hierdie ene het nog 'n langer kettinglengte. Dis gaan sy kookpunt nog hoër wees. So,
vraag 3.6 sal wees, hoor. En nou, die rede, hoekom ek die video maak. Hoe gaan hierdie rympie van jou lyk? Hoe gaan jy seker maak, dat jy in hierdie geval, gee hulle net 3 punte daarvoor, hy kan maklik 4 punte ook tel. En hier is die rympie. Jy moet eers verwys. Begin by die 2 wat jy moet vergelyk. Was nou 1 chloropropaan en 1 chlorobutaan. Wat is daai 2 se intermolekulêre kragte? Soms gaan jy dieselfde ding hê, selfde homoloë reeks. Ander kere gaan jy verskillende homoloë reeks hê, wat beteken jy gaan verskillende intermolekulêre kragte hê. Maar hierso, beide molekules bevat, het dipool kragte. Beide molekules besit dipool kragte en ek het nou molekules daar gesit, maar tussen hulle molekules. Het jy gehoor dat ek so half 'n giggel gehad het? Want hoeveel van julle, nee, watter een van julle gaan vir my sê, beide molekules is dipool kragte, nee? Nee. Hierdie is maar net een van die eienskappe van chloropropaan en butaan, nee? Hulle besit kragte tussen die molekules. Goed. Maar, so, hoekom is die chlorobutaan se kookpunt hoër? Maar, chlorobutaan het 'n langer kettinglengte. En nou kom die belangrike woord, kettinglengte. En watter invloed het dit op die kookpunt? Wat groter Londen kragte tot gevolg het. So hierdie kan jy nou op 'n paar maniere beskryf, maar die feit dat jy 'n langer ketting het, maak die Londen kragte sterker. Albei het dipool kragte. Albei se dipool kragte is dieselfde, want albei het net een chloor atoom. So die dipool kragte kan nie sterker word tussen hierdie twee nie. Maar sê nou maar daai eentjie was nie daar nie, dan was hierdie nou net 'n alkaan. En wat is die kragte tussen alkane? Londen, dispersiekragte. En dit word meer en meer soos wat die ketting langer word. Dan hierdie deel, die begin van elkeen van die molekules is dieselfde. Dis die Londen-kragte wat dan meer word. So, maar een chlorobutaan met 'n langer kettinglengte wat groter Londen-kragte tot gevolg het. En nou kan ons sê, dus is die ek gaan ophou praat. Okay. Dis is die intermolekulêre kragte. Iewers moet jy net sê, ons praat van intermolekulêre kragte, né? Daai IMK, iewers in jou
in jou rympie, gebruik net daai hele lang woord. Die intermolekulêre kragte tussen die 1-chlorobutaanse molekules is sterker as die 1-chloropropaan. Iewers moet jy die intermolekulêre kragte vergelyk, en as mens vergelyk, dan noem mens gewoonlik beide. En ons praat nie van sterkste nie, nee, geen oortreffende trap nie, ons vergelyk net. En daarom is meer energie nodig. Om die kragte, nou hoef ek nie weer te sê watter kragte dit is nie, van 1-chlorobutaan of van die molekules van 1-chlorobutaan te verswak, en jy kan die woord oorkom, ek hou nie daarvan nie, maar jy kan hom ook gebruik. Meer energie, daarom is meer energie nodig om die kragte van daai te verswak of te oorkom. En nou, mooi paragraafie, dus is 1-chlorobutaan se kookpunt hoor as, ja, askies dat jy nie kan sien nie. Ok, ek gaan hierdie oukie net toemaak dat jy mooi kan sien. So, dit is so belangrik dat jy hierdie formaat reg kry. As jy, en moet asseblief nie sê, maar chlorobutaan het 'n langer kettinglengte en chloropropaan het 'n korter kettinglengte, nee. Jy kies die een waaroor die vraag gaan. Watter een het 'n hoër kookpunt? Nee, het chlorobutaan 'n hoër of 'n laer kookpunt? Dis hoër. Okay, so nou moet jy oor chlorobutaan praat. Hy het mos nou die hoër kookpunt. Daar sal altyd 'n opsie 2 wees waar jy die chloropropaan, albei het dipool, maar chloropropaan het 'n korter kettinglengte, so dis swakker Londenkragte, so die intermolekulêre kragte van die propaan is swakker, so jy het minder energie nodig, en daarom is die chloropropaan se kookpunt laer, maar dit was nie die vraag nie. En jy gaan nie volpunte kry as jy nou van die chlorobutaan praat en dan van die chloropropaan. Nee, jy kan nie dit meng nie. As jy gaan begin met die een, moet jy klaarmaak met die een. Jy gaan nie jou punte kry nie. Ek is redelik seker julle verstaan wat ek bedoel. So, watter tipe kragte is daar? Gewoonlik het jy die een soort krag en die ander soort krag, en daarom is die een se intermolekulêre kragte sterker en meer energie is nodig. In hierdie geval, omdat albei dieselfde tipe krag het, gaan jy hier moet sê, maar as hulle dieselfde krag het, wat is dan die verskil? En dan kan jy aangaan. Soms moet jy, sê nou maar, as jy by butaan en pentaan kom, dan het hulle lang reguitketings of meer kompakte, vertakte ketings. Dan sal jy ook sê, dit is almal se kragte, maar die een het 'n reguitketting of die ander een het 'n bondige, meer kompakte ketting. Dus dit en dit. Onthou van die Londenkragte, wat as die kettinglengte wat die Londenkragte beïnvloed, nie die dipool nie, maar jy moet elkeen noem. Ok, ek hoop dit maak sin, gaan oefen hierdie uitleg, nee, intermolekulêre krag of ander rede, wat se intermolekulêre kragte is die sterker, wie het meer energie nodig, en beantwoord die vraag. Goed.